praat oor van die genade verval. Weet julle, hierdie is 'n seisoen van Jesus Christus. Dis 'n seisoen wat gaan 100% oor Jesus. Oor dit wat gebeur het, toe hy gebore geword het, toe hy op hierdie aarde gewandel het, toe hy as 'n mens vir my en jou die sonde kom wegvat het. En weet julle, daar's so baie mense vandag wat nie besef wat se krag lê daar in die naam van Jesus Christus nie. As u en ek Jesus se naam aanroep, weet jy wat gebeur? Die duiwel raak in siddering. Die demone hardloop weg. Daar's soveel krag in sy naam. Maar weet julle, daar's soveel mense wat van die genade verval, omdat hulle nie Jesus se naam ken nie. Omdat hulle nie Jesus volg nie. Omdat hulle nie doen wat Jesus sê nie. Baie mense gaan hierdie tyd net oor persente en oor al hierdie lekker goed. Weet julle, die wyse man het ook persente gekoop, so koop maar 'n persent, ek dink nie daar's fout daarmee nie. Maar moenie laat hierdie seisoen oor die persente en oor die lekker etes en al hierdie goed gaan nie, dit moet gaan oor Jesus, amen? Moet gaan oor Jesus, en dan wil ek hier begin by Galasiërs 5 vers 4. Hy sê, julle, wat geregverdig wil wees deur die wet. Weet julle wat doen die wet? Die wet maak dood. Die wet bind jou, die wet is hard. Gaan nou vir julle wys, nie een van ons kan ooit die wet onderhou nie. Hy sê, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Amen. Ek gaan vir julle wys vanoggend, die genade lê in Jesus Christus, dit lê nie in die wet nie. Dit beteken nie ons kan bandeloos lewe en ons kan maak net wat ons wil nie. Nee, ons moet nog steeds God se woord volg, maar ons is vry van die wet. Hy sê in vers 5, want ons verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Wat se geregtigheid? Jesaja 53 sê Jesus het die straf gedra dat ek en jy kan word geregtigheid van God. Ons het 'n reg voor God, nie deur die wet nie, nie deur die offers wat ons bring nie. Hoe sê hy, hoe het ons dit? Daar's twee goed, jou geloof in Jesus Christus. Dis die bottom line. As jou geloof nie in Christus is nie, dan val jy onder die wet. Dis net Christus wat vir my en jou dag vir dag dra. Hy sê in vers 6, want in Christus, Jesus, het nog die besnydenis, nog die besnedenheid enige krag. Maar die geloof wat deur die liefde werk. Wat se geloof het deur die liefde gewerk? So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, vir my en jou, sodat ek en jy wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie. So die liefde van God wat hy aan ons bewys het, dit gaan oor ons geloof en ons liefde vir Jesus. Jou liefde vir Jesus maak dat jy hom volg. Maak dat jy nie wettiese goed najaag wat jou stomp afgestomp maak, dat jy naderhand soos 'n steeksperd word wat net met 'n tunnelvisie het. Nee, ons doen dit met liefde. Weet jy hoe baie mense doen vandag goed nie omdat hy dit wil doen nie? Dis vir hom 'n wet. Dis vir hom swaar om dit te onderhou. Hoekom kom jy kerk toe? Hoekom bid jy? Hoekom lees jy Bybel? Nie omdat jy moet nie. Dit gaan oor ons liefde vir die Vader, want ons Vader het sy liefde aan ons bewys deur vir ons hierdie seisoen, the reason for the season, Jesus Christ, Jesus vir ons te stuur. Dis waaroor dit gaan. Dan lees ons in Galasiërs 3 vers 23 tot 26. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou. Die wet het jou nie tydelik in bewaring gehou, ingesluit op die geloof wat geopenbaar sou word. Lewe onder die wet en jy's gebonde. Die wet bind jou. Dan sê hy in vers 24, die wet was dus ons tugmeester na Christus toe. Dit was ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word, uit wat? Uit die geloof. Jou geloof en my geloof in Christus, dis wat vir ons die deurbraak gee. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. So ons is nie meer onder die wet nie, dat die wet weggevat? Nee, hy sê hy het hom kom vervul. Hy het hom in hom vervul. So met ander woorde, as ek en jy in Christus is, het ons al die reg voor God. Wat Christus uit jou lewe het, want jy geen reg nie, dan moet jy die wet volg. Dan moet jy 'n harde, ongenaakbare wet volg om by Christus uit te kom. En prys die Here, ons sy liefde en my en jou liefde vir God maak dat ons enige tyd met hom kan praat. Want julle is almal kinders van God deur die geloof
in Christus Jesus. Kan ek sien, wie is 'n kind van God? Hoe het ons 'n kind geword? Hoe het ons 'n kind geword? Kom ek lees gou vir julle. Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. So wat moet ons bely? Jesus is die seun van God. Hy het vir my sonde aan die kruis gesterwe. Hy het afgekom aarde toe, hy het die gestalte van 'n vlees aangeneem. Hy moenie nog kom nie, hy het klaar gekom. Baie mense glo in Jesus, maar hulle glo hy's 'n profeet wat nog moet kom. Hy het klaar gekom. Hy het gesterf, hy het die skeidsmuur, die voorhangsel tussen ons en God, tussen die heilige en die allerheiligste, het hy kom afbreek. En hy het vir my en jou toegang gegee tot die allerheiligste. Hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit nou aan die regterhand van die Vader, waar hy nou vir elke mens op hierdie aarde, vir elke sondaar, kom intree. Vir wie Jesus kom sterf? Ken hy verhaal van Levi? Hy het net klaar gepreek, hy kom uitgestap, die kerk, die fariseërs, die skrifgeleerdes, hy sê vir Levi, kom, ek gaan by jou eet. Hulle sê, julle meester gaan by 'n sondaar. Jesus sê, ek het nie gekom vir die gereddenes nie, ek het gekom vir die sondaars. Hy het vir my en jou gekom, vir ons wat sondaars is. Dan sê in vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Wat bely ons? Wat ek nou net gesê het, Jesus Christus. Dan sê Johannes 1 vers 12, almal, wie is almal? Ek en jy. Elkeen wat hom aangeneem het, aan hulle wat in sy naam glo, het hy die mag gegee om 'n kind van God genoem te word. As jy nie aangeneem is nie, my boetie en my sussie, kan jy nie 'n kind van God genoem word nie, want jy moet Jesus aanneem. Jesus moet deel word van ons lewe. Dis waaroor hierdie seisoen gaan. Dit gaan alles oor Jesus Christus, oor sy versoeningswerk wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Galasiërs 3 vers 19 sê, wat beteken die wet dan? Wat is die wet? Hy sê, dis bygevoeg weens die oortredinge totdat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom. Het die saad gekom? Sy naam is Jesus. Hy is die saad van die belofte wat gesaai is. Adam en Eva, sê die Bybel in Hebreërs, Adam en Eva het gesondig, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, dit het 'n skeidsmuur gevorm. Maar Jesus het dit kom herstel. Die saad het gekom. En dit is deur die engele beskik, deur die tussenkoms van 'n middelaar. Dankie Here vir die middelaar wat die skeidsmuur afgebreek het. Vir die middelaar wat vir my en jou kom intree. Dan sê in vers 20, en ek sou wens, was Paulus wat hier aan die woord is, hy sê ek sou wens om by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Hoekom? Hoor wat sê vers 21. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie. Ek gaan nou sê, wat sê hy? Galasiërs 3 vers 1. Hy sê, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower? Jy sien die ouens onder die wet, lyk my hulle is getoor. Of is ek verkeerd? Hy sê, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Hy is gekruisig, maar hulle glo nie hy opgestaan nie. Hulle glo in een waarheid. Hulle glo meer, al is hy gekruisig, hulle kruisig hom weer. Hoekom? Want hulle plaas hom terug onder die wet. Hulle glo nie aan die werk wat hy gedoen het nie. En dan lees ons vers 22. Want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het. Een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is geboeie na die vlees. Is gebore na die vlees. Met ander woorde uit die wet. Is 'n mensgemaakte ding. Onthou julle die storie met Hagar en Ismael? Ismael was nie die verbondskind nie. Maar God het vir Abraham gesê, omdat jy Ismael het, sal ek nog steeds vir Ismael seën. Maar hy is nie verbondskind nie. Jy die wet, daar was 2 beloftes. Die een vir Abraham en toe 'n beter 'n nuwe belofte. Jesus Christus. Hy het vir Abraham beloof, ek gaan jou ryk nageslag maak. Ek gaan jou seën. Jou nageslag sal soos die sand van die see wees. Maar dan stuur hy Jesus en hy sê, en die ander uit die vrye deur die belofte. Ek en jy het die belofte van Jesus Christus wat die wet kom wegvat. Dit beteken dat ons kan nou wetteloos lewe? Nee. Alles wat ons nou doen is nie meer 'n wet nie.
Ons doen dit omdat ons lief is vir Jesus. Ons doen dit omdat ons DNA geword het, omdat dit nou is wat ons persoonlikheid is. Wat het God vir Abraham beloof? 'n Ryk nageslag. Hy het gesê uit jou gaan die aarde geseën wees. Kan ek sien wie's kinders van Abraham? Ek gaan vir jou nou wys wanneer word jy 'n kind van Abraham? Daar's 2 maniere hoe ek en jy 'n kind van Abraham word. Weet julle dit? Ek gaan vir julle nou wys. Daar's 2 maniere, is geloof in Jesus Christus, maar ek gaan dit nou vir julle lees. Hy sê in vers 24, dit is sinnebeelde wat die vroue staan vir 2 verbonde. Die een van die berg Sinaï afkomstig, onthou julle, Hagar het gevlug na die berg Sinaï toe en Ismael het in die woestyn groot geword. Wat vir die slawerny kinders baar. Wie was Hagar? Sy was die slavin. Sy het kinders gebaar. Dit is Hagar. Die wet, dis die wet van die 10 gebooie. Niemand kan regverdig word deur die wet nie. Niemand kan deur die wet geregverdig word nie. Maar hoekom nie? Want niemand van ons het goed in ons nie. Ons almal is sondaars. Vers 28. Maar ons broeders is soos Isak, kinders van die belofte. Prys die Here, ek en jy, wie wil eerder 'n Isak wees as wat jy 'n Ismaeltjie is? Ek is eerder 'n Isak, want ek is 'n kind van die belofte. Jesus het sy seun vir my beloof en sy seun het vir my en jou gesterf. Hy het vir ons 'n lewe kom gee wat niemand van ons kan wegvat nie. Vers 30. Maar wat sê dit? Wat sê dit? Wat sê die skrif? Werk die slavin en haar seun uit. Wat is die slavin en haar seun? Die wet. Werk dit uit. Want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Met ander woorde, wat moet ek en jy doen? Werp jou wettisisme van jou al weg, dit wat jou doodmaak, dit wat jou tussen mure sit, wat jou bind, dat jy nie kan vorentoe gaan nie, wat die Bybel sê, julle glo nog gaan raak nie, smaak nie, traak nie, en al die goeders wat julle nog gaan vasthou. Vers 31. Daarom broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Jesus het my en jou vrygemaak. Ek weet nie hoe lank gaan mense ervaar in Christus het jy vryheid nie. Dis hoekom as jy in baie plekke inkom, dan sit mense so. Dit lyk of hulle God dood is. Ek het eendag by 'n winkel ingestap, 'n moslimwinkel. En ek groet die ou en ek kyk my so. Ek sê, listen, is your God dead? He says, no. I say, well, if I look at your face, I can see your God is dead. Party plekke as jy inkom, en lyk dit of hulle God dood is. Ons God is nie dood nie, ons is vrygemaak. Ons het lewe binne in ons, en die lewe wat ons binne in ons het, dra ons aan die mense oor. Ons wys vir hulle wie's binne in ons. Ons God het opgestaan. Hy's nie 'n beeldjie wat ons daar sit en ons aanbid hom nie. Galasiërs 3 vers 10. Want almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Hoor jy wat doen die wet? As jy hom gehoorsaam is jy onder die vloek. Hy vloek jou. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te onderhou nie. Hierdie ouens wat nou lately so hierdie snaakse gelowe aanneem. Ek wonder net, hoe kry hy dit reg om net te doen wat hy wil? En hier sê hy, as jy nie al 500 en ek dink daar's 62 wette, as jy nie almal van hulle onderhou nie, is jy onder die vloek. 10 gebooie het nog nooit weggeval nie. Eer jou vader en jou moeder, wees lief vir mekaar, moenie jou ander mans se goed begeer nie, en al hierdie goed, dit het nog nooit weggeval nie. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Daar kom die geloof terug. Ons sal uit die geloof, ek en jy leef uit die geloof, wat se geloof? In Christus, in die volmaakte werk wat hy vir my en jou gedoen het. Maar die wet is nie uit die geloof nie. Hoor jy wat sê hy? Die wet bind jou. Dit maak jou vas, dit maak dat jy kettinge, ystergrendels om jou het, wat jou vashou, dat jy nie kan vorentoe gaan nie. Maar die wet is nie uit die geloof nie. Maar die mens wat hierdie dinge doen, wat die wet onderhou, met ander woorde, sal daardeur lewe. Die wet, daai gebondenheid, is alright, gaan leef dit. As dit vir jou werk, en jy kan al die wette onderhou, is alright, maar die Here weet ek kan nie. Ek kan nie al die wette onderhou nie, ek gaan nie eens probeer nie. Ek gaan net probeer om Jesus gelukkig te hou. Ek gaan net probeer om in die geloof te lewe en om in deur die gees te lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie, ek het hom gelees. Christus vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang,
En dan sê hy, hoekom het hy ons losgekoop? Hoor wat sê hy, sodat die seun van Abraham na die heidene, kan ek sien, wie is 'n heiden? Ek is 'n heiden, ek is nie 'n Jood nie. As jy nie 'n Jood is nie, is jy heiden. Sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom. Hoe? In Christus Jesus. En dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Jy sien, die wet is nie geesgedrywe nie. Die wet is voor die Gees. God het sy Gees deur Christus vir ons uitgestort. Ek en jy lewe nou onder die Gees. Ons het die Heilige Gees wat ons dag vir dag lei, wat ons op die regte pad sit. En dan sê hy vers 29. Galasiërs 3 vers 29. En as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Prys die Here. As ek en jy aan Christus behoort, is ons nageslagte van Abraham. En wat het hy gesê vir Abraham? Ek gaan jou seën. Ek gaan jou nageslag seën. Ek gaan jou ryk en voorspoedig maak. Hoekom? Vir jou nuwe huis en 'n boot en 'n kar en al hierdie lekker goed te koop. Ja, hy wil dit ook hê. Maar eerstens, sodat jy 'n seën vir die wêreld kan wees. Dis wat God van my en jou vra. Soos wat Jesus 'n seën vir ons was, moet ons 'n seën vir ons broeders kan wees. Galasiërs 2 vers 20. En ek is met Christus gekruisig. Wanneer word jy met Christus gekruisig? Romeine 6 sê, as jy deur die doop gaan, sterf jy word gekruisig saam met Christus en jy staan op, 'n nuwe mens in Christus. Ek is gekruisig met Christus en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God. In die Seun van God het jy geloof. In die Seun van God het jy oorwinning. In die Seun van God het jy blydskap, het jy vrede. Het jy die ewige lewe wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. En dan sê hy in vers 21, Galasiërs 2 vers 21, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. Weet jy hoe baie mense verwerp die genade van God, wat Jesus vir my en jou kom doen het, omdat hulle meer in die wet glo, as wat hulle glo in die groot werk, wat Christus vir my en jou kom doen het. En dan lees ons in Romeine 5 vers 9. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Wat maak jou regverdig? Sy bloed. Nie die wet nie. Sy bloed. Ons word geregverdig as ons glo in die bloed, in die versoeningswerk vers 11. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening gekry het. Ons versoening kom deur Jesus Christus. Dankie Here vir die versoening. En dan wil ek afsluit met Jesaja 9 vers 5 en 6. Want 'n kind is vir ons gebore. 'n Seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. Hy heers, hy is die heerser en ek en jy as sy kinders, ons moet die heerser aanbid, ons moet doen wat hy sê. En hy word genoem wonderbaar. Hoekom is hy wonderbaar? Dink net bietjie, net een mens was sonder sonde. Net een mens kon aan hy kruis sterwe en kon al die wêreld, toe hy uitroep en sê, my God, waarom het U my verlaat? Het al die wêreld se sonde in een oomblik na hom toe gekanaliseer. Dis hoekom dit wonderbaar is. Dat een mens, ek en jy kan dit nooit doen nie, want ons almal sondig. Hy sê enigste wat nooit gesond het. Raadsman. Sy woord is ons raad, sy woord is ons kompas. Hemel toe, gaan lees sy woord. As jy nie glo wat ek vanoggend vir jou gesê het nie, gaan lees sy woord. Gaan kyk wat se raad wil hy vir u gee. Ons het mos nou die Heilige Gees binne in ons. Die Heilige Gees lei ons, hy help ons. Sterke God. Wanneer jy nie meer krag het nie, dan sê hy, ek gee vir die vermoeides krag. Hy sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Hy sê enigsins, weet jy hoe baie keer sê ons vir mense, ek sal altyd daar wees vir jou. Hier het al vir mense gesê, of is dit net ek? Ons jok. Ons kan nie altyd daar wees vir iemand nie. Hoeveel keer het jy vir jou kinders gesê, ek is altyd daar en bel jy en dat jy jou foon geantwoord nie? Of jy bel jy en sê, is besig. Maar ons jok, maar hy is altyd daar. Is altyd daar. Hy is net 'n gebed weg. Net 'n gebed weg. Sterke God, ewige Vader.
Hy's vir ewig ons Vader en dan sê hy vredevors. Wat 'n wonderlike dag toe hy die vrede wat Adam en Eva versteur het deur sonde te doen, toe hy aan hy kruis sterwe en hy blaas sy asem uit en hy staan op. Toe hy opstaan, toe is die vrede herstel. Toe hy by God aan die regterhand van die Vader gaan sit, toe sê hy, Pa, sien u, daar is Joyce se naam geskryf. Daar's Malcolm en Jaco en Heinrich en wie se naam, almal van ons se naam is geskryf. Ek het die vrede kom herstel. En dan lees ons in vers 6. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede. Wanneer? Wat sê hy daar? Sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Wat se ywer? God het 'n ywer gehad vir my en jou om verhoudings te herstel. Het jy nog 'n ywer in jou om te sê, Here, ek wil vanoggend verhoudings herstel. Ek het 'n ywer om my te versoen met wie ook al vir my kwaad is, om my te versoen met wat ook al verkeerd is in my lewe, te sê ek versoen my eers met God. As jy met God versoen, weet jy wat, dan is dit maklik, dan val die ander goed in plek. Maar jy sien, baie mense sê ek het my met God versoen, maar hy het nie 'n ywer om met sy broer te versoen nie. Hy het nie 'n ywer om die regte goed te doen nie. Hy het nie 'n ywer om God gelukkig te hou nie. Dan het jy jou nie met God versoen nie. Sorry. Wat beteken bekering? Om weg te draai van die sonde, om jou hart te verander, om te sê, Here, nou is U nommer 1 in my lewe. Nie meer goed nie, nie meer dinge nie, nie meer besittings nie, nie meer wêreldse dinge nie. U is nommer 1. U is nommer 1. Amen. Het jy iets geleer, Jana? Julle kan vorentoe kom. Ek wil die vra vanoggend. Die Here weet hoe ek gisteraan voorberei vir hierdie preek. Het ek gesê, Here, ek kom kort. Daar's so baie in my lewe wat ek moet verander. Daar's so baie keer, wie van u kruisig nooit vir Jesus nie? As jy ongeloof het, kruisig jy. As jy buite sy wil gaan, kruisig jy hom. Wie wil net saam met my staan en sê, Here, ek gaan niemand vorentoe roep nie. Net sê, Here, begin by my. Help ons dat ons minder u kruisig. Laat ons meer positief wees, dat ons meer doen wat u woord sê. Laat ons meer leef volgens u woord. Wie wil saam met my staan en sê, Here, ons wil net ons harte vir u opnuut gee. Ons wil net opnuut volgens sê, Here, kom was ons net opnuut skoon met Jesus se bloed. Laat ons net weer introspeksie doen en sê, Here, vat weg wat nie daar moet wees nie. Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons om in die teenwoordigheid van 'n lewende God te wees. Vader, die skeidsmuur is afgebreek. U woord sê waar 2 of 3 in Matteus 18 vers 19, waar 2 of 3 in die naam vergader, is een ons midde. Vers 20 sê, en as ons saamstem oor enige iets, dit sal so wees. Here, ons stem saam volgens dat Jesus is die rede vir hierdie seisoen. Jesus is die allerhoogste. Hy is die almagtige. Hy het versoening kom doen. Ons bely hom as ons koning en saligmaker, as ons redder, as ons verlosser. Jesus, in U het ons oorwinning, in U het ons genesing, in U het ons gesondheid, in U het ons die ewige lewe. In Jesus is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons die krag gee. Dankie dat U vir ons krag gee. Word verheerlik vanoggend. Seën almal wat U is, Vader. Help ons om ons lewens so te rig dat U nommer 1 in ons lewe is. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. As daar miskien iemand is wat gebed nodig het, welkom.